Die hemel is die Heer en sy glans is soos kristal. Hy is die heilige van God en hy heers. Goeiemôre gemeente, baie welkom vanmôre by Mosaïek se erediens, die byeenkoms. Baie dankie dat u uit die warm bed uitgeklim het om vanmôre hier te kan wees. Ons wil net ook op hierdie tyd sê dat Dominee Attie en Betty is 'n bietjie nog op verlof. Hulle het bietjie gaan rondreis, maar ons vertrou die Here, hulle sal weer volgende Sondag DV terug wees. Kom ons bid vir reisende genade ook vir hulle, waar hulle ook al nou reis en wag, hierdie tyd van bietjie ontspan vir hulle baie goed doen. Ons gun hulle hierdie wegbreek. As u die woord van die Here saam met u gebring het, blaai saam met my na Rigters hoofstuk 7. Rigters hoofstuk 7 vers 16. En die woord van die Here lees saam, en hulle gesê, kyk, jammer, en hy het die 300 man verdeel in 3 dele, en aan hulle almal ramshorings en leekruike met fakkels binne in die kruike in die hand gegee. En hy het 300 man verdeel in 3. Ons tema vanmôre is, vir watter span draf jy uit? Meeste van ons manne het rugby gespeel, en daar was altyd 'n wedywer om in die eerste span van die skool te speel. Die eerste span verskoning, in die eerste span van die dorp te speel. En dit was dan altyd teleurstellend wanneer die spanne aangekondig word dat jou naam nie op eerste span se lys is nie. Nou wil ek vanmôre hierdie gedeelte neem wat Gideon gehad het. Gideon kom op 'n dag, die Here sê vir hom, hy moet gaan oorlog voer. En onmiddellik versprei hulle die oproep instruksies dat die manne moet kom vir hulle diensplig. En dan kry jy die 4de span. Dis die manne wat allerhande verskonings het hoekom hulle nie kan opgeroep word nie. Jy weet natuurlik die reël was, as jy getroud is vir die eerste jaar nadat jy getroud is, kon hulle jou nie oproep vir die weermag nie. So baie van die manne het gesê, ek is pas getroud, ek kan nie kom nie. En hulle het by die huis gebly. Ander het gesê, ek het 'n veld wat reg is, wat moet gewoes word. En so het almal verskonings gehad en hulle het nie opgedaag nie. Kom ons doen hulle die 4de span. Dan kry jy die 3de span. 32.000 manne rapporteer na hierdie oproepinstruksies uitgestuur is. Maar die 3de span is daar omdat hulle pa hulle gedreig het. Jy gaan my nie in die steek laat nie, jy gaan weermag doen. En die ma het gesê, moenie dat jou boeties jou ore aan sit nie, jy gaan oorlog doen. En hulle was onder dwang as hulle soontoe. Party van hulle was gedreig dat hulle onterf sou word as hulle nie kom nie. So, hulle hart was nie daar nie. Die 3de span is maar altyd bekend op die rugbyveld as die wynspan. Die manne speel rugby eintlik maar net vir die party na die wedstryd. En dan kry jy die 2de span, hulle is 'n bietjie meer gemotiveerd om daar te wees, maar hulle hart is nie regtig in die saak nie. En dan kry jy natuurlik die eerste span. Maar nou, as ons hierdie gedeelte lees, die 4de span het nie opgedaag. So ons het nie 'n saak met hulle nie. Die 3de span, toe die generaal sê, meneere, julle wat bang is, kan huis toe gaan.
toe gee 22.000 pad. Kyk, as ek daai generaal was, het ek net daar 'n hartaanval gehad. Nou, hoe gaan ek 'n oorlog voer net met 10.000 manne? En dan kom Gideon die rigter en sê vir die generaal, luister, die 10.000 wat oorgebly het, vat hulle water toe, laat hulle gaan water drink, maar hou hulle dop. Die wat so skep, maar hulle oë is daar op die vyand, sit hulle een kant toe. Maar die manne wat so kop hier op die grond is en hier in die water is, en hulle maak so, sit hulle een kant toe. Toe die generaal uiteindelik klaar is, toe is daar net 300 wat hulle oë op die vyand gehou het en so gedrink het. En hy dink, okay, dis die 300 wat nou gaan huis toe gestuur word. En dan kom die rigter Gideon en hy sê, nee, daai ander manne gaan huis toe. Hierdie 300 manne is die manne met wie ons gaan oorlog voer. Jy sien, die beste spanne sit op die paviljoen. Hulle kan altyd allerhande stories vertel oor hoe dom is die ref en hoe blind is die ref. En hulle ken ook die reëls baie beter as wat die ref dit ken en die spelers dit ken. Maar as jy vir hulle sê kom speel, dan sal hulle nie daar. Die derde span, hulle draf uit en hulle sê kom ons kry hierdie game oor. Daar is 'n bar daar wat vir my wag. En daar's 'n bier met my naam op daai bottel. Die tweede span sê ek is hier, maar ek is nie baie geworried nie. Ek is nie oplettend nie. Ek waak en ek bid nie. Maar net die eerste span waak en bid. En nou kan ek vir julle vra, kan julle agterkom dat die eerste span het die minste spelers? Is nie almal wat uitdraf vir God se eerste span. Dis vat 'n man en 'n vrou wat guts het. Jan F. Silje het gesê, ek hou van 'n man wat 'n slag kan slaan, ek hou van 'n man wat 'n hou kan slaan. En dis wat die Here soek. Die Here soek 'n man wat 'n slag kan slaan. Hy soek 'n vrou wat 'n slag kan slaan. Maar in die gemeente kry jy die vierde span en hulle draf uit, maar hulle is very draining people. Very draining people. Hulle vind altyd fout. Hulle het altyd allerhande klagtes. Maar hulle is nooit daar wanneer die aksie daar is. Daai vierde span wat by die huis sit, en net wanneer daar doop is en nagmaal is en Kersfees en Paasfees hulle in die kerk. Maar die res van die jaar sien jy hulle nie. Maar laat hulle nou net hoor daar is iets verkeerd, dan is hulle die eerstes wat bel en moan en groan. Very draining people. Nou in Walvis het ek so tannie gehad. Very draining tannie. En ek gaan nou nie haar naam noem nie, maar maandagoggende 7:00 het die pastorie se foon gelei. Daar was nog nie selfone daai jaar. En as ek hy foon optel, dan is dit daai tannie. En dan het sy my geroskap. Sy het eendag tot vir my gesê, die preek wat ek die aand gepreek het, moes ek in die oggend gepreek het. Dit is nie 'n preek wat jy in die aand preek. Jy preek dit in die oggend. Dit is 'n oggendpreek. Very draining people. Is jy 'n draining people? Is jy maar daar op die paviljoen? Ek blaas eendag 'n wedstryd, en toe ek by my kinders gaan sit, want daar was nog wedstryde, toe sê my dogter vir my, Dad, you don't know your offside rule. Ek sê, hoe kan jy dit sê? Sy sê, nee, die oom hier agter sê so. Maar ek sê, die oom agter sê, sorry Mr. F. En toe verduidelik ek vir haar die hele storie, hoekom, hy nou sê ek, maar hy het 'n wye hoeklens, ek het skeieregter het nie daai hoek nie. Julle is draining people. Nou vra ek maar net, is jy in daai span?
Jy die Monies en Gronies van die kerk. Die een wat altyd fout vind. Wat 'n gebakte dominee vanmiddag eet het. 'n gaargemaakte dominee. Daai dominee het nou weer vanoggend te hard gepreek. Daai dominee het nou weer heeltemal nonsens gepraat. En dan braai hulle die arme dominee. Die derde span is eintlik mense wat very nice is, nee. Very nice persons. As hulle jou sien, dan sê hulle, hoe gaan dit? Ja, ek is so bly. En hulle is nice. En dan is hulle ook die mense wat baie keer goed sê wat hulle nie regtig bedoel. Die professor Marius Harold vertel my eendag, het hy by 'n gemeente gepreek, en toe hy so uitstap in die kerk, en toe kom 'n tannie na hom toe, en sy sê, ja prof, jy het my nou vanmôre gebless met jou preek. Hy sê, tannie, wat 'n deel van my preek het jou gebless? Hy sê, toe kan hy sien, nou het hy die tannie vasgevra. En sy kyk hom so, sy sê, prof, die manier waarop jy halleluja sê, is so mooi. Jy sien, hulle is nice mense. Maar die Here soek nie nice mense in sy kerk. Hy soek soldate in die kerk. Sê nou nie, jy mag nie nice wees nie, maar ek dink julle verstaan wat ek sê nie. Die Here soek nie nice mense. En dan, die tweede spanse mense, is mense wat teachable is. Hulle sou nogal geleer het. Maar partykeer kan jy 'n perd tot by die water vat, en dis dit, jy kan hom nie maak drink nie. Iemand het gesê, sit net sout in sy mond, dan moet hy die water drink. Maar, ek wil vanmôre vir jou sê, as jy 'n teachable persoon wat in die tweede span speel. En dan, die eerste span, is die very important people, the VIP people. En hulle is min. Hulle kom nie baie maklik in die span as hulle nie hulle self commit nie. Sal hulle nie self oorgee aan die Here en sê, Here, hier is ek, maak met my net soos wat U wil. Ek is die klei, U is die pottebakker, kom vorm en maak my net soos wat U wil. Dit is die eerste spanlid. Wat so nou en dan kry jy 'n eienaar. Dan sê jy, oes, Here, nou vat jy my dan maar. Dit maak nou seer. En dan kyk ons na Jesus se lewe. Daar was hordes van mense wat hom gevolg het. Maar hulle was daar, net omdat hulle iets kon kry. 5000 manne het visse en brood geëet. En dis die vierde span. Dis al hoekom hulle daar was. Wat kan ek uit die deal uit kry? Dan kry jy, was daar 120 mense gewees, wat die Here kon uitstuur, maar ou lees nie weer van hulle daarna nie. En dan kry jy die 12 disippels, waarvan een die Here verraai het en die ander een het die Here verloon. Maar hulle was tweede span, 12. Hulle het 3 jaar tyd gehad om fiks te word vir hierdie evangelie wat Jesus verkondig het. Hulle het die beste seats in die klas gehad. En tog, verraai een hom en die ander een verloon hom. Maar dan het die Here in sy eerste span net 3 mense gehad. Johannes, Petrus, Jakobus. En dink hy daaraan, is hierdie 3 VIP mense in die lewe van die Here Jesus. Dit was Jesus se eerste span. En hy sê, kom ons gaan Getsemane toe, kom ons gaan bid. En hulle kan nie eers 'n uur saam met die Here wag. Van daai 3 manne was net Johannes by die kruis. Want Jesus kyk van die kruis af en hy sê, Johannes,
sien jou moeder sien jou seun. Dis die eerste spanpersoon. Wat nie bang was van wat gaan nou met hom gebeur nie, hy was daar. En my vraag vanmôre is, vir watter span speel jy? Verkies jy om maar by die huis te sit en dat ander mense die werk doen vir die koninkryk? Jy's tevrede, jou siel is gered, jy's op pad hemel toe. Nou, eendag het 'n dominee vir 'n klomp ouers briewe geskryf en gesê, julle het julle kind 12 jaar gelede gedoop, en by die doop het julle onderneem, julle gaan die kinders na die vrese van die Here grootmaak. Hulle is nou 12 jaar, hulle moet nou katkeseer. Ek wag vir hulle by die katkesasieklasse, want dis wat julle beloof daar voor die kansel. Weet julle wat skryf een ma? My siel is gered, en ek het nie 'n saak met ander mense nie. So as jy wil hê moet katkeseer, moet jy hom maar self kom met hom praat. Ek gaan hom nie doen nie. Dis 'n ma. Sy attitude. Nou julle weet in watter span sy speel. Vir watter span draf jy vanmôre uit? Jy sien die Here is vanmôre hier, en die Here vra vir jou baie duidelik. Ek dink nie 'n mens kan duideliker hierdie preek gee as wat ek dit nou gegee het. Meer verstaanbaar as wat ek dit vanoggend gegee het. Maar die Here vra vir jou, is jy bereid om te rapporteer vir die eerste span? Is jy bereid om die water te drink en jou oë op die vyand te? Is jy bereid om by die kruis te gaan sit en te wag? Saam met Maria. Hoe lyk jou lewe vanmôre? Watter span is jy? Ek kan dit nie vir jou beantwoord nie. Net jy kan dit beantwoord. Net jy en die Heilige Gees kan dit beantwoord. Is jy very draining? Is jy very nice? Are you teachable? Or are you an important person in the life of the Lord? Dit moet jy vir jouself antwoord vanmôre. Hemelse Vader, ons kom vanmôre na U toe. En ons besef vanmôre dat om kind van God te wees, is nie net 'n eenmalige besluit en dis is over and out nie. Here, om kind te wees is toewyding, uitverkoop, sold out for Jesus. En Here, dit is so maklik om net by die huis te kan bly wanneer dit koud is. Met 'n verskoning, ek kom nie kerk toe nie want dit is koud. So maklik om te sê, ek kom nie kerk toe nie want petrol is te duur. Here, dit is ook baie maklik om kerk toe te kom onder dwang. Maar vanmôre, Here, wil ons 'n Johannes en 'n Petrus en 'n Jakobus wees. In Jesus naam. Ek wil vir u vra, dat u net u oë sluit, u oë gesluit, en dink 'n bietjie oor dit wat vanoggend gepredik is. Van God, en hy heers oor die heelal, daar is mag in sy woord, soos die waters dryf sy stem, soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy troon. En aan U is die mag, en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer, en die lof van U regeer, U regeer. Miljoene gereedheid staan die engele om sy troon.
sy sieraad en die wilde van sy kroon. Daar is mag in sy woord, soos die water stry sy stem, soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy troon. En aan U is die mag en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer en die lof van U regeer. En aan U is die mag en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer en die lof van U regeer. U regeer in ons harte, U regeer oor die heelal, U regeer in ons lewens, U regeer boven die water stry sy stem, soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy troon.